Praise die Here. Amen. Halleluja. God is goed. Halleluja. Wonderlik om saam met julle te wees vandag hier en ek weet wat sy nuwe naam nie vir my sê. Nog steeds Pietersburg. Wat is dit? Potgietersrus. Kom so op so baie plekke weer as 'n Pieter in. Halleluja. Die Here like jou. Die God wat ons hier saamgebring het, gaan jou seën vanmôre. En die duiwel kan niks daaromtrent doen. Amen. Amen. Kyk, ek vir dank sê en sê vir my, ek is so bly ek lyk soos jy. Maar dis seker maar hoe julle lyk as julle wag vir kos. Is dit so? Halleluja. So wees net verdraagsaam met my. Ek wonder, kan ek jou bemoei? Kan jy weer opstaan en dan die tannie se mooi decorations omklap nie? Maar ons moet die naam van die Here 'n bietjie ordentlik groot maak. Kan jy dit saam met doen? Amen. Skep so weg. En ons doen dit lekker saam. Kom aan, ja. Amen. Laat jou lekker saam met my. En ons doen dit lekker Jesus. Dit maar. Yeah.
dat die mans, ja, ons sê altyd met broersport, altyd, mans is op die toilet se bene. Mans, M-A-N-S. En ek het al gesê, is die voorreg om hier te wees. Ek wil vir Pastoor Johan sê baie dan. Pastoor Johan, ek het groot waardering vir jou, groot respect. En laat ek het nou vandag sê, so tong in die kies, dat Pastoor Johan was op die stadium weer een leraar by Lighuis gemeente, wat ons gemeente is. En ek sê dit regheid, dat hy is die pastoor, wat vir my pa Bekkie Mans die minste opdrang gegee, as my En weet jy wat, dit gaan oorneem en is omdat die geregte geest in hom is en daarom al die respect wat jy net wil toon. So net so as ek hier kom, reflect on, let the people around me. She'll be gone, she'll be gone. She won't struggle, she won't listen. It's not half a place of good. Come on, take it out. Ete is baie gesond. Dat vir die spysverteringsstelsel. Ek wil net toch vinnig neem en ek wil nie wat nie, maar die blauwe suit wat ek geneem het, absoluut niks met die blauwe blauwe. Ook, gister het ek gesê, die series, ondersteun my kind eet verskrikkelijk baie. Ons geld.
Ek was so bly dat volgende dan kom ek nog ons gaan in die kerk, dus toe ek sien dis eet, sê ek dankie Here. Sy eet. Jy sien haar nooit nie, sy slaap. En as sy wakker word, dan eet sy, dan verdwyn sy weer, dan slaap sy weer. Want prys die Here. Wie kan vir my sê vinnig, wat staan in Psalm 119 vers 105? Dit gebruik die Bybel. Psalm 119 vers 105. Ek sal dit sien op die spel sit. Dan wil iemand maar. Psalm 119 vers 105. Sê hierdie woorde. Wat sê dit? Waarmee sal die jong, nee ek lieg, sien jy ek lieg vir julle, kom nie eens agter nie. Hy sê, hierdie woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Moet my nie straf nie, ek kan nie hierdie CD vir myself gee nie. Pastor, kan ek dit vir jou vrou gee? Sy het net probeer cheat. Anders vergeet maar. Ek het 'n liedjie gaan skryf en ek wil vir julle sê, die woord van God is relevant in 'n tyd soos hierdie. Ek sien 'n paar jong mense en ek wil vir jou sê, jong mens, moenie dat die TV jou lei nie. Moenie dat Hollywood jou lei nie. Want hulle hou hierdie skerm voor en hulle sê vir jou wat jy moet wees, hulle sê vir jou wat jy moet aantrek, hulle sê vir jou wat 'n kar jy moet ry, by wat 'n adres jy moet bly, en dit alles soos wat Salomo dit geskryf het in Prediker 1 vers 14, is alles 'n gejaag na wind. Ek sit en ek dink gisteraand aan hierdie woorde, en ek dink ek sê dit ook vir iemand, en is net hierdie woorde, totdat God nie goedkeur wat jy met jou lewe doen nie, sal jy nooit gelukkig wees nie. Hoor dit. Jy kan jou drome daag so ver as wat jy wil. As God nie kom en sy chat opsit en sê ek keer goed wat jy doen, sal jy nooit volle geluk in jou lewe hê. En daarom wil ek elkeen uitdaag vanmôre om te sê, soek allereers die koninkryk van God. Julle lyk so heilig. Stoor jou hand sê, julle seker al stuk het gepreek gister. Net my mond hou in sin. Ek kom van Brakpan af. Moet jy storie ken? Ek sê altyd, as jy in Brakpan 'n pastoor is, moet jy kan preek en beklei. Ek kan nie beklei nie, so ek sê ramp my altyd met 'n paar groot ouens. Like you come on, yeah, I'm going to show. Hallelujah. Come on, somebody be here, Roger. Yeah. Oh
you, Jesus. Amen. Kom ons op die Heere so voorbaar. Sy naam is Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ek ken een naam. Dit is kostbaar. Ver ook al alles. Hierdie naam verrig my wees definitief. Die wonder van dat naam is vereeuwig onleerbaar. Dit is die naam van Jesus, hy is my diep verheer. So voortweer hy dit sal vir u gestand al so koninkryke en al vorste ook neerval glorie dit vanmorgen sal met die wonder van in die naam Jesus is vergeven onmiddelbaar. Dankie Jesus. Dit is die naam. Sy naam is Jesus. En hy is ons die vergeven. Kom on, ja, sing the song, amen. Oh, nu my ziel, wanneer ek dink aan Jesus. Wat sal bekan de vrede die eerste naam van my verlos van zonde. Daar is geen naam
Is jy opgewonde oor die Amen. Ek dink net vir 'n oomblik aan die groot naweek waarop ek en jy dan staan. Ek wil nie betrokke raak in spesifieke datums en al daai goed nie. Maar al wat ek weet is hierdie is 'n tyd wat ons moet paas naweek. En hierdie naweek kom deur God bepaal al vir hoeveel honderde jare. Vanaf God die volk Israel uit slawerny uitgelei het, uit Egipte land uitgelei het, vier hulle elke jaar hierdie fees wat hulle noem die Paasfees, as net 'n dankoffer aan hulle God, wat ons God ook is, wat sê, dankie Here, dat U ons uitgelei het uit slawerny. Maar jy sien, toe kom Jesus, en hy word die offerlam, wat vir my en jou geslag is. Amen. Jesus Christus, en ek dink nie die kerk besef altyd die grootheid nie. Ek dink nie, daar is 'n mens op hierdie aarde wat die woordeskat het om te kan verduidelik wat Jesus vir my en jou kom doen het op aarde. As jy dit net vinnig begryp, as Jesus Christus nie aan 'n kruis kom sterf het nie, was ek en jy en elkeen, maak nie saak hoe goed jy is en wat te werk jy doen nie, elke een was op pad na 'n hel toe. Maar hy het daar die prys kom betaal, sodat ek en jy vandag op 'n Saterdag met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid kan staan. Ag, en wat toe kan ek net gou 5 minute met jou praat, terwyl ek dink oor hierdie oggend en wat ek moet bedien, toe bring die Here net hierdie in my gedagtes in, dat vandag is die middelste dag. Kyk vir die een langs jou sê, dis die middelste dag. As jy hierdie kant toe kyk, in die verlede in, en ons vat hierdie naweek, dan sien jy 'n kruis waaraan Jesus gesterf het. Jy sien die brutale mishandeling. Dit is nie soos die flieks ons leer, die mense. Die prentjies wat die films vir ons leer, is maar net 'n tiende van wat dit werklik was. Die woord van God beskryf, en hy sê dat Jesus was so gemisvorm, so verbruisel, dat die menslike oog hom nie aanneemlik gevind het. Die doekie wat om hom gedraai word op die films, is nie so nie. My Jesus het in skande gehang aan 'n kruis, sodat jou en my skande bedek kon wees. Hierdie kant staan die kruis van Jesus Christus, en aan die ander kant, Golgotha, is 'n leë graf. Maar die middelste dag, en ek wil vinnig met jou praat oor die middelste dag in jou lewe en in my lewe. Die middelste dag sê dat ons leef in 'n tyd waar ek en jy elke dag moet besluit watter kant toe ons gaan. En luister my gou net mooi uit. Die woord van die Here kom en hy sê in Kolossense 16 of Kolossense 1:16, ekskuus, die laaste gedeelte. Hoor wat sê die woord van die Here? Hy sê 2 gedeeltes. Hy sê alle dinge is deur God geskape, maar ook tot God geskape. Jy sien, en ek wil dit vandag net vinnig na jou toe bring in die gees, dat elke oggend, en hoor my mooi uit, word ek en jy binne die graf wakker. Hoor gekom wat ek sê. Jy sien, God het jou nie gemaak en jou gelaat staan. God het jou nie geformeer en gesê, ag, okay, kom ons kyk, hoe ver kan hy of sy nou aangaan met sy lewe? Hoe ver kan hy sy aanploeter, totdat hy by 'n doodloopstraat kom? Totdat hy 'n mislukking maak van alles nie. Maar die tweede gedeelte sê, dat jy nie is nie net deur God geskaap nie, maar jy is ook tot God geskape. Met ander woorde, jy is geskape met 'n skepingsdoel. Wat is jou en my skepingsdoel? Is jy is geskape om elke dag eer aan God te bring. Jou lewe moet getuig van Jesus Christus.
Nou kom die woord en ek probeer dit wat ek sê, nie dit wat ek nou hier sê verdraai nie, maar ek en jy word in die graf wakker elke oggend, want die woord van die Here kom in Romeine 8 vers 11, hy sê, of die 11de vers sê eerder, hy sê, en as dieselfde Gees, wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, ek julle sterflike liggaam heers, sal hy wat Jesus Christus uit die dode het opgewek het, ook in julle sterflike liggaam heers. Met ander woorde, daar is elke oggend, in die eerste gedeelte van my vers, kom hy, en Paulus skryf hierdie woorde, en ons hoor dit oor en oor en oor. Hy sê, wandel nie meer die vlees nie, maar word met die Gees van God. Wandel deur die Heilige Gees. Ek en jy word elke oggend wakker, en jy het 'n keuse. Jy sien, as jy nie elke oggend kies, om in daardie dag geleid te word deur die Heilige Gees nie, is jy dood. Die wêreld dink jy lewe, maar geestelik is jy mos dood. En die kerk, kom ek sê dit vandag, grondheid en regheid, 'n groot gedeelte van die kerk leef binne die graf. Dis 'n dooie besigheid. En wat is die probleem? Die afwesigheid van die Gees van God. Aan hierdie kant, en die vorige dag, het God die grootste prys betaal vir jou en my, om gered te kan word. Aan hierdie kant is die leeg graf, en die leeg graf is vir my 'n uitspelling van niks anders behalwe oorwinning. As jy gaan kyk na die middelste dag wat daar gebeur het, as die mense wat aan die buitekant gestaan het, selfs Maria, sy moeder, die disippels, hulle is verward, hulle kruip weg. Jesus is dood, alles is tot 'n einde. Dit wat ons gedink het sou gebeur het, het nie gebeur nie. Dit lyk na 'n hulpelose storie. Maar jy sien, hulle het deur die vleeslike oë gekyk. Want in die Gees is die helle. Alhoewel Jesus sy liggaam dood gelê het in die graf, was hy besig om in te stap met autoriteit in die doderyk. En hy het die vyand in die oë gekyk en hy het die sleutels by hom gevat van die doderyk. En gesê, jy sal nie meer heers nie, maar ek vat die koningskap terug. En deur my elkeen wat besluit om in die oggende as ek en jy wakker word te sê, Here, ek gaan nie vandag op wat vir my belangrik is nie, maar ek gaan vandag om deur die Gees geleid te word, is daar vir jou en vir my oorwinning in hierdie dag. Amen. Jy sê, ek kan vir jou vandag kom vertel, ek kan vir jou sê, ja, weet jy wat, as jy Jesus aangeneem het, is jy reg en jy is op die pad. En jy gaan hemel toe, maar die waarheid is, elkeen van ons wat hier sit, Christen, kind van God, gewas met sy bloed, het elke dag uitdagings. Jy word elke dag gekonfronteer om te sê, gaan ek in die vlees wandel vandag, of gaan ek toelaat, dat dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, in my sterflike liggaam oorkom heers. Daar is oorwinning. Daar is oorwinning. Hoor wat ek vir jou sê, kind van die Here, en ek gaan klaarmaak, maar hoor wat ek sê, daar is vir jou oorwinning. Halleluja. Maar die oorwinning lê nie in die geveg in jou vlees. Amen. Ek ken mos, vir al die vrouens, ek sal hulle nou wys. My man, ek gaan vir hom nou wys. Nie die vlees. Maar laat die Gees van God jou vul. Jy sien, want die woord van die Here leer ons van die vrug van die Gees. Amen. Wie se vrug is dit? Wie se vrug? Heilige Gees. Moenie in jou vlees die vrug van die Gees probeer uitlewe nie. Jy moet God se Gees in jou kry. Want hy is die een wat die regte vrugte na vore toe bring. Amen. Glory. Wat kyk jy dan my so? Is dit my hare? Ek kan nie anders. Weet jy hoeveel tyd spaar ek in my lewe met my haarstel? Dis wat net gel nie, van 2 keer agtertoe, 1 keer vorentoe.
Ek wil net vanmôre vir jou kom sê dat daar is oorwinning. Daar is oorwinning. Jy sien, Jesus het gekom. Nie net, hy sê, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed van lewe kan hê. En dit is so mooi, maar weet jy wat is my belangriker as dit? Is dat Jesus sê, ek is die ewige lewe. Halleluja. Ek en jy hierdie kosbare naweek sal kom plek en sê, Here, ek wil myself laat sterwe en ek wil toelaat dat die Heilige Gees deur my lewe. Amen. Is dit jou begeerte? Halleluja. En vraag gaan ek nog so 2 liedjies doen en dit reg. Halleluja. Kom ons sluit ons oë, luister na die woorde van die Here. Thank you, Jesus. Halleluja. Walk you with me, come to Jesus. Oh, sinners who cry, lost on their way, and souls were dying as they tried to find escape. The price of redemption was blood sacrifice. So on Calvary's altar, Jesus died. Only the blood, it's only the blood that can save the sinner's soul and set him free. There's no other power that can bring hope to man, but it's only the blood of the Lamb. Judgment for the price of all my sins. Then God gave His only Son, and judgment began. But unwrapped remains, preach that mercy sound, so that I can go free. As the blood flowed down, and it's only the blood
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ag graag moet klaar wees, maar ek wil elke oggend gaan vir my toe lees in die plek. Gaan nou lekker eet. Dit wat ek bring is so dood eenvoudig, maar tog begryp ons dit baie keer nie. Ek wil net vanmôre vir jou sê, terwyl elke oogtoe is, Jesus Christus het vir jou aan die kruis gestaan. Hy het dit vir jou gedoen. Ek wil vir jou sê, dat die graf is leeg. Jesus het getriomfeer. Maar ek wil vandag vir jou in die liefde van Jesus vra, het jy al deur die Gees saam met Jesus uit die graf uitgetree en gesê, ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. Halleluja! Terwyl elke oog toe is, en jy sit hier vandag, en ek sê nie, jy is 'n sondaar op pad hel toe nie, maar ek wil vir jou vra, sê jy nie miskien in jou lewe, weet jy wat dat lied, ek het ook maar 'n geveg, en ek stry ook die stryd, maar daar's goed in my lewe wat ek voel my terughou, en ek wil meer van God se Gees in my lewe hê, om my te help, om my te oorwin, terwyl elke oog gesluit is, wil jy vinnig, met jou hand so opsteek, en sê dat jy dink aan my, baie dankie vir elke. God is hier. Hy het die hoogste prys van die hemele betaal, sodat jy vanmôre hier kan sit en oorwinning kan hê. Maar daardie oorwinning sê ek vanmôre weer, kom alleenlik deur die leiding van die Heilige Gees. Jesus self, en vergewe my, laat ek nou aangaan, maar hy staan in die tuin van Getsemane. Jesus Christus, die Seun van God, hy staan in die tuin van Getsemane, en hy bid hierdie woorde, hy sê, Hemelse Vader, as dit kan, laat hierdie beker van die kruis by my verbygaan. Jesus raak so benoud in die tuin van Getsemane, dat die woord sê, dat sy sweetdruppels soos bloed geword het. Wat het in die tuin van Getsemane gebeur? Net dit was Jesus wat bang geraak het vir die kruis en die prys wat hy moes betaal. Maar dan kom Jesus met die oorwinningswoorde en hy sê hierdie woorde, Vader, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Ek en jy staan elke dag in daardie keuse. Want ons sê, Here, hoekom moet hierdie goed met my gebeur? Wat is besig om aan te gaan in my lewe? Maar dan moet ek en jy deur die Gees van God kan sê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Elke keer wanneer ek en jy sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil ek dit net in die Gees en verstaan ek my verduidelik, is dit wanneer ek en jy uit die graf uittree saam met Jesus Christus. Want dit is alleen ons uit die graf en kom deur Jesus Christus wat in ons leef. Elke hand word opgegaan en elke oog toe. Ek wil net 'n gebed doen, Here Jesus. Dankie vir die kruis. Dankie vir die oorwinning. Dankie vir die salwing wat elke juk breek. Here, dit gaan nie vanmôre, soos Pastoor Johan het reg gesê, oor enige mens nie, Here, dit gaan vanmôre oor Jesus Christus. U wat dit geen roof geag het nie, maar mens geword het, aan 'n kruis kom sterf het, die perfekte offer geword het. Dat u die graf oorwin het en opgestaan triomfantlik. En daarom bid ek vanmôre, Here, dat u Heilige Gees, dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, ook in hierdie mense en in my liggaam sal kom heers. Here, dat ons nie deur ons sintuie sal gelei word nie. Here, dat ons nie deur ons emosies vasgevang sal word nie, maar dat ons soos Jesus in die tuin van Getsemane sal sê, Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied in my lewe. Dat die Heilige Gees sy vrugte in ons lewe
na vore sal bring, is my gebed, Here. Elke een, U ken die hart, Here, U ken die gemoed, U ken die omstandigheid, en ek weet dat my God het die prys betaal deur Jesus Christus. En as ons môre in hierdie plek sit en sê my probleem is te groot, dan sê ons eintlik dat die bloed van Jesus nie genoegsaam is en dit nie genoeg was om daarvoor te betaal nie. Daarom verklaar ons die bloed van Jesus die hoogste gesag. Daarom verklaar ons dat die leë graf getuig dat God het gewen. Halleluja. En daarom sal ons ook wen. Ek eer U daarvoor, Here. Ek seën hierdie mense vanmôre. Ek seën hulle met die seën van die Here. Here, die seën lê nie in hierdie tydelike nie. Die seën van die Here lê eerstens dat God die goedkeuring gee vir ons lewens, Here. U woord sê soek die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Die woord leer ons uit Psalm 23, goedheid en guns sal my volg. Ons hoef nie goedheid en guns te jaag nie, dit sal ons kry wanneer ons U volg, Here. Seën elkeen in hierdie plek vandag, is my gebed in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Nog een liedjie, Pastor, is dit reg? Pastoor sê hy wil asseblief, en is reg, hy wil graag 'n liedjie sing, as ek klaar. Ek lag so verrooi, as ek weet nie, hoe lang terug was ek hier? Ek was baie lang terug hier. Maar in 'n geval, Rooi Straat, ken jy vir Rooi is? Ek weet nie wie sy hy is 'n malle van die Kanarie. Maar hy vertel my een keer, hy sê, hy gaan sing by, hulle het 'n talent aan by hulle kerk Pastor. En omdat hy toe die pastore sê, man, hy gaan ook inskryf, hy is nou nie bang vir die gedien, maar daai ou, hy het nie eers genoeg ritme om in die weer te klop. En hy speel die backtrack en hy sing, sweef soos 'n arend. Hy sê dat ek weet nie wat hy daar gebeur nie. Maar toe die backtrack stop, toe ek nog 4 lintjies oor om te sing. Maar ja, prys die Here. Ek wil hierdie liedjie sing en ek almal ken en is wel bekend, maar kom ons sing dit saam, ons maak die naam van Jesus groot. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Review with me, Amen, what it is. Come on, God. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the thunder. Say
Encore. Amen. Okay. Ons gaan net so by staan, ons gaan daai koortjie eers bel, ek is saam met daai mense. As jy aan die kindjie wil vat. Okay. Ons sing ons 'n bietjie lekker saam. Nee, regtig nie kry. Ekskuus, kan ek net vir die mense hier wys gestuur? Jy is so professioneel vir die gemeente. Maar professioneel is. Vanaf net gehou om vir te wys en weer eens sonder grappies dankie vir die ondersteuning sou hier oor aanstel. My eerste 3 albums hierso is maar is baie serieus, my heel eerste 3 is Slimmer en Cassies, dis dieselfde kwaliteit, beter en Cassie. As jy al 3 vat, kan jy kry 150 om te kry. Kyk vir jou langs as jy waar op album, maar nog geval. Daai 3 is so, en dan my tweede dienststene is Toe Begin Ek Lewe. Hy is R100 en my heel nieuwe album wat nou uit is, wat daar krijg daar album op is ook R100. Sorry, dat is de ring. Wat ek net sien, wat sien ek is dit, ek wonder, is dit hierdie in. Morgen dan met die song. Yes! Oh, and there was at the cross, where I was so alive, and the burden of my heart rolled away. He was there by me, I received my sight, and now I am happy over it. At the cross, come on, yes! Oh, and there that's the way, all I need. Yes, I was lost, but now thank God I'm fine. I was blind, but now thank God He's going with grace. He wants to make secrets. I see that holy sound. That's the way, all I need. Oh, was lost, but now that I'm found, I was blind, but now that I see. Okay, He wants to make secrets. I see the sound that saves the rich, all I need. Yes, I was lost, but now that I'm found, I was blind, but now that I see. The windows are big and open. The blessings are for me today. Oh, let me store from heaven, and that's why
see.